2 Mei, Christus die volmaakte voorbeeld vir die jong mense. Hy was sy ouers onderdanig. En hy het saam met hulle gegaan en in Nazaret gekom, en hy was hulle onderdanig. Lukas 2 vers 51. Jesus het volgehou dat hy die Seun van God was. Sy eerste besoek aan die tempel het nuwe drange aangewakker. Hy het alle aardse verpligtinge tydelik uit die oog verloor. Maar ondanks hy van sy goddelike sending en van sy eenheid met God bewus was, het hy die gesag van sy ouers nie weerstaan nie. Op hulle versoek het hy as getroue, gehoorsame seun saam met hulle teruggekeer en met hulle saam gearbei. Hy het die geheim van sy toekomstige sending in sy eie hart verberg en onderdanig gewag totdat die tyd vir sy openbaringssending sou aanbreek, voordat hy aan die wêreld sou bekend maak dat hy die Messiah was. Nadat hy erken het dat hy die Seun van God was, het hy hom 18 jaar lank aan die gesag van sy ouers onderwerp en die eenvoudige alledaagse lewe van 'n Galilea gevoer, waar hy as timmerman gewerk het. 30 jaar het hy hom aan ouerlike gesag onderwerp. Dit is iets gewoons vir kinders, selfs van Christelike ouers, om op hulle eie sin aan te dring, selfs al is hulle nie ouer as 12 jaar nie. En ouers is bereid om deur hulle kinders gelei te word, eerder as om leiding te gee. Om hierdie rede raak baie jong mense gewoond aan selfsug en ledigheid. Hulle is ydel, trots en koppig. Wanneer ons aanskou hoe hy homself geduldig verloon, alle opspraak vermy en hom aan sy nederige daaglikse arbei gewy het, skyn daar 'n lieflike lig rondom sy lewe. Hoe duidelik word die weg aangedui waarin kinders en jong mense moet wandel. Jesus was niks minder die Seun van God in sy nederige woning, in sy onderdanigheid aan sy ouers, as toe God van sy ewige troon gespreek en gesê, dit is my geliefde Seun nie. Die lewe van Christus verseker vir ewig 'n seën op blymoedige onderdanigheid aan ouerlike gesag en 'n lewe van fisieke en verstandelike vryheid.